Het hulle hierdie wedstryd verloor. En weer die afrigter draai om, hy sê toe ons in die kleedkamer soos toe ons begin het ons al hierdie wedstryd verloor. En sommige van ons lewens is besig met 'n stryd. Maar weet jy wat, jy het verloor voordat jy nog begin het. En vanoggend hoop en bid ek in die aanmoedig as kind van die Here met 'n wonderlike gedeelte. Ek dink dit het nie eens 'n inleiding nodig nie. Dis my chommy. Kyk as daar nou 'n maatjie is wat ek het in die Bybel, is dit Dawid. Kyk nou maar, jy het dalk op Sondagskool al gehoor van Dawid en Goliat. Nou glo my vanoggend wat ek weer terug in Sondagskool toe Dawid daai 5 klippies opgetel het. En vanoggend gaan ons kyk wat gebeur in die lewe van Dawid en hoe hy ons wil voorberei. Want jy sien, toe Dawid ingestap het in hierdie situasie, het hy nie net gestap met 5 klippies nie. Ja, hy het met God gestap. Hy het nie net met 5 klippies daar aangestap nie. Hy het met iets wat God hom voorberei. En wanneer hierdie gedeelte vanoggend lees saam met my, en ek hoop en bid jy skryf, en hierdie nota plak jy so by heel voor in jou Bybel, want jy gaan dit nodig kry. Glo my vanoggend. Amen. Jy sê pastoor Dawid en glo my, vanoggend gaan jy hom sien soos nog nooit tevore nie. Hoeveel van julle het al die storie van Dawid en Goliat gelees? Amen, almal van ons het almal gehoor, ons het sy liedjies gesing in die Sondagskool. Maar vanoggend wil ek met die 4 gedagtes leer wat Dawid ons voorberei vir hierdie stryd wat op pad is vir my en vir jou as kind van die Here. Want jy sien, is meer as hierdie klippies. Vanoggend is dit ons gesindheid, vanoggend is dit ons hart wat so belangrik is. En hy deel met Dawid, my chomma Dawid. Man, ek sê vir jy gaan Dawid nog nooit dieselfde sien nie. Nou Dawid kom en hy het 'n gesprek met 4 mense in hierdie hoofstuk. 4 mense. Hy praat met 4 mense wanneer hy op pad is na Goliat toe. En ek gaan 'n paar dinge vir u uitlig vanoggend wat vir my en vir jou belangrik is, want ek weet nie wat staan voor u lewe nie. Hierdie week weet ons, sommige van ons nie, waarna is ons toe op pad nie. Amen. En dan gaan verseker 'n situasie in jou lewe wees wat jy soos Dawid moet wees. En ek hoop en bid vanoggend dat wanneer hier deur gaan saam met my en ons stap deur die woord van die Here, is dat jy opgewonde sal wees wat dit wat die Gees van God vir die gemeente sê. Kom ons bid saam. Here, ons kom vanoggend en ons is opgewonde. Here, ons is opgewonde wanneer ons kyk na Dawid en Goliat en hierdie storie wat ons almal ken. Maar Here, ek wil bid vanoggend dat die Gees van God hierdie woord vir ons 'n rema woord sal word. Here, dat dit nie met 'n storie sal wees nie. Maar Here, dat ons in ons harte op 'n punt sal kom om te weet ons gaan voor 'n Goliat staan. Here, daar gaan 'n mediese verslag wees. Daar gaan 'n werksituasie wees. Daar gaan iets by die skool wees. Daar gaan 'n Goliat in ons lewe wees hierdie week. En ek bid, Vader, dat U ons as 'n kerk sal toerus vir dit wat voor ons is. Here, ek wil vir U dankie sê vanoggend. Ek wil vir U dankie sê vir die woord. Here, dankie vir elke boetie en sussie wat die tyd uitgekoop het om te kan hoor wat die Gees van God vir die gemeente kan sê. En Here, leer U ons dan vanoggend. Here, deur hierdie pragtige kind, die verhaal van Dawid. Sê vir U dankie daarvoor in Jesus wonderlike naam. Amen. Nou, kom ons kyk wat sê. En ek gaan lees vanaf vers 26. So die eerste ene wat hy kom by is die soldate. Hoor wat sê. Daarop het Dawid die manne wat by hom staan gevra en gesê: "Wat sal die man gebeur wat hierdie hulle verstaan en smaad van Israel wegneem?" So die eerste gesprek wat hy het is met 'n soldaat. En ek laat sy gesindheid. Hoor wat sê hy? Hy sê so, "Wat gaan ek kry?" Het jy dit al ooit gelees? Hy vra, "Wat gaan ek kry?" Man, hier is 'n chap. Hierdie is 'n ou wat regtig waar dink vorentoe. Want hy vra nie net, "Hoe gaan ons hom verslaan nie?" Hy sê, "As ek hierdie man verslaan, wat kry ek?" Dis soos 'n Suid-Afrikaner. As jy nou ooit besigheid gedoen het, hierdie klink vir my soos daai man. Amen. Hy doen niks vir nie. Halleluja. Hy staan en hy sê sy eerste gesprek op die oorlogsveld sê hy, "So wat sal in vir my?" Amen. Ek klap sy gesindheid. Prys hom. As meer kinders van die Here daai gesindheid het, sê ek vir gaan ons baie oorlog te wen vir die Here. Amen. Want my vraag is die volgende, hoekom dien ek die Here? Ek moet iets uitkry. Ek weet nie van jou nie, ek dien nie die Here vir niks nie. Halleluja. My vraag is vanoggend, wat kry ek? Ek is soos Dawid. Sê Here, ek dien nie, ek lewe wie, wat kry ek? Halleluja. Die Here gee vir ons ewige lewe. Ek staan nie vir nie, ek dien nie die Here nie. Ek is soos Dawid, so wat sê dit vir my? Amen.
nie van die nou is baie mense, ag asseblief, Here, dankie dat jy hier is. Hy sê vir 'n rede. Hy sê jy moet siekes gesond te maak. Amen. Weet nie waarvoor is hy nie, maar ek is soos Dawid. Ek is sy chommy. Glo vir my, my hande staan oop. Wat is daar vir my? Amen. Het jy dit al ooit gelees so? Die eerste ding wat hy sê, hy staan op hy oorlogsveld, hy sê so, wat is dit vir my? Paya puta kom, wat gaan ek kry? Ek sal hierdie man doodmaak, maar ek soek iets. Amen. Jy moet weet vanoggend as kind van God, en die Here jy gered vir 'n rede. Ek is op pad hemel toe, my beloning staan nie met leë hande nie. Amen. Ek is 'n kind van God, duur gewas deur die bloed van die lam. Hoekom? Ek staan soos Dawid, wat sal in vir my? Amen. Hy sê as ek hom soek, Matteus 6 vers 33, wat? Hy sal my gee die begeertes van my hart. Amen. Amen. Staan soos Dawid. Here, ek is hier. Spyt hy. Wat gaan hy doen? Halleluja. Ek laat sy gesindheid. Hierdie klein jong mannetjie kom op baie oorlogsveld. Hy sê so, wat sal in vir my? Man, hy kan self, hy kan 'n ding doen. En net so vir my en as kind van die Here wil ek vir u sê, ons moet met 'n verwagting kom. Amen. Want Dawid sien iets wat so belangrik is. Hy sê, luister die manne, ek wil net weet, ek gaan hierdie Goliat verslaan, glo my gerus, maar wat daan vir my? Hy het al klaar aan die berg gesien. Weet jy wat, wanneer ek nie 'n stryd het met Goliat, wil ek nie aanmoedig vanoggend, sien die ander kant van die berg. Weet jy wat is ons probleem? Ons sien die hier en die nou. Ons sien die probleme, maar ons sien nie aan die ander kant die berg nie. Ons weet nie dat daar is vir my en vir jou, wanneer ek elke Sondag die Here dien, wanneer ek in die week gaan en my afsloof vir die Here Jesus Christus, is daar 'n beloning. Amen. Jy doen dit nie vir net nie. En wat ek sien is wat die ander kant is. En Dawid sê, aan die ander kant van Goliat se wen, is daar ietsie vir my. Amen. Baie van ons is so, ons kyk dit die Goliats van ons lewe vas, daardie dinge wat voor jou staan, maar ons sien nie aan die ander kant is daar 'n beloning nie. Aan die ander kant is daar iets wat wag vir my nie. Amen, prys die Here. Amen. Ons kyk so vas teen 'n Goliat en sê, ag nee, weer Goliat nie. Hoe gaan ek hom verslaan? Hy's al so groot. Hulle sê hy was amper 3 meter groot. Amen. Ja, dis waar. Wat sê Dawid as hy hom sien? Nie wie is hierdie mannetjie nie. Hy sê, wat kry ek as ek hierdie mannetjie gaan uitwis? Jy sê, my broers, vanoggend moet ek en jy nie sien die Goliats in ons lewe nie. Ons moet die ander kant van die berg sien. Ons moet besef dat God het 'n ander plan. Daar is 'n uitkoms. Amen. Hy gaan ons daar deurvat. Wat sê ons wanneer ons sê ons gaan daar deurvat? Hy weet dat hy gaan deur hierdie Goliat moet gaan. Hy gaan nie om hom nie. Hy gaan nie oor hom nie. Hy gaan nie hele weermag saamvat nie. Hy sê hy gaan deur hom gaan. En wanneer ek my Bybel lees, my broers, ek gaan lees dit 'n bietjie. Toe hulle by die Rooi See kom, toe moes hulle deur hom. Amen. Toe hulle in die woestyn is, toe moet hulle deur hom. Amen. Toe hulle in die vuur is, toe moet hulle deur hom. Amen. Toe Daniël in die leeukuil is, toe moet hy deur hom. Vanoggend wil ek vir sê as kind van God, jy moet deur hom. Ek gee nie om wat jy vanoggend wat 'n Goliat staan voor jou nie, of wat nou finansies of siektes is, wil ek vanoggend vir jou sê, jy moet deur hom. Amen. Prys die Here. Jy moet deur hom. Jy sê, pastor, hoe gaan ek deur hom? Oh, halleluja. Payday. Wat's die payday, my broer en suster? Is dit nie lekker as die einde van die maand nie? Wie van ons like die einde van die maand? Jy werk die hele maand, die hele week. Elke dag jy sloof af. Boeter, dan kom daai pensioen. Amen? Nou wil niemand raas oor die baas nie. Glo my, vandag hierdie dag raas niemand oor 'n baas nie. Is dit nie so nie? Amen. Maar wag tot maandag kom en 'n nuwe maand breek aan en die geld is klaar. Dan lyk ons nie die baas nie. Is dit nie so nie? En jy moet amen te sê nie. Jy sien, dis die wonderlike ding van Dawid. Hy stap op en al wat hy oorgepraat. Ek wil julle met hierdie beeld sien. Dit moet ingeprent word. Hy staan daar en hy worry nie wie's Goliat nie. Hy worry nie wat is die verslag van hierdie man nie. Hy worry nie hoe bang die mense is vir hom nie. Hy sê net, woe, wat's die payday? Want hoe groter die probleem,
Groter is die payday. Amen. Amen, weet jy dit? Die koning sal alles gegee het. Die koning sal alles opgeoffer het, tot sy dogter, sy arme kind. Sy met 'n mantra wat sy dalk eers lyk nie. Maar Dawid sien payday. En ek wil vir jy sê, wanneer jy voor daardie Goliat in die lewe staan vanoggend, moet jy wees soos die gesindheid van Dawid. Om te sê, wat is die payday? Want daar kom 'n dag waar die beloning kom by die Here. Daar is 'n dag wat jy daardeur gekom het, wat my broer en suster, die Here sal vir jou onderneem. Kom by die volgende gedagte, vers 28 en 29. Toe sy oudste broer, Vader tog. Hier kom die familie alweer. Julle het net gedink ons het laas naweek en die naweek voor het klaar met die familie. Hier kom ons alweer by die familie. Dawid is nou net klaar met die soldate. Dis dit sy boetie, hoor hierso. Boeties het mos altyd iets goeds te sê oor jou, is dit nie so nie? Nou, die familie het altyd iets goeds te sê oor jou. Hoor wat sê hy? Toe sy oudste broer Eliab om met die manne oorspreek, sê Eliab baie kwaad geword vir Dawid en sê, waarom het jy eintlik afgekom? En weet jy, daardie klompie klein van die woestyn afgegee. Jy ken jou vermetelheid en jou boosheid van jou hart, want jy het afgekom om die geveg te sien. Het jy die boetie iets moois van hom gesê? Nie wat ek sê nie. Dis snaaks hoe familie is, né? Hulle sê altyd die slegste van jou. Selfs vir Dawid, hierdie klein mannetjie, het die familie niks goeds te gehad om te sê vir hom. Hierdie boetie wat in hom is glo. Hierdie boetie wat vir hom gesê, "Pas dat hy nie dankie sê vir die kos wat hy gebring het." So waar het jy die vee gelos? Jou slegte een. En dis baie keer wat gebeur met die families in ons harte en in ons lewens. Hulle bring ons af. Hulle bring jou af. As dit nog nie met jou gebeur het nie, prys die Here, ek wil deel weer van jou familie. Want regtig waar, hulle sal altyd iets slegs te sê. Want daar's 3 dinge wat die familie doen. Die eerste een is, hulle is altyd afgunstig op jou. Is dit nie so nie? Afgunstig. Tweede ding is, hulle is jaloers op jou. Jy moet weet hoekom is sy broer kwaad met hom, want 'n voorhoofstuk 'n paar voor dit, wat het gebeur? Dawid word gesalf as die koning. Dink jy sy boeties is happy? Glad nie, hulle is jaloers op hom. So sal hulle iets goeds van hom sê, die kleinste ene, die wat die skape oppas. Ja, regtig, Here, is dit wie u wil hê, moet die baas wees? Here sê ja, hom. So jy kan verstaan hoekom sy boetie bietjie ongelukkig is. En dan die onkunde. Wat maak jy hier? Wat maak jy hier? Nou hoor wat sê, dit is grappig. Ek wil vir sê die Bybel is vol grappe, hoor hierso. Hy sê volgende: ek ken jou vermeteldheid en boosheid van jou, want jy het afgekom om 'n geveg te sien. Nou weet jy wat is snaaks van hierdie hele ding? Daar gebeur niks. So jy kom kyk vir die geveg. My boetie, ek weet nie of jy die Bybel lees nie, maar daar was nie 'n geveg nie. So wat het hy kom kyk? Niks. Want almal is te bang om vir Goliat te veg. Amen, dis wat die Bybel sê. Hy sê so, Dawid, jy het nou die oorlog kom kyk. Nou dink ek by homself, nou wat 'n oorlog? Waar is die oorlog? Het julle 'n oorlog gesien? Want hier gebeur niks. Jy sien my broer en suster, baie keer die hartseer deel van die lewe is mense sien nie raak hoekom die Here jou hiernatoe stuur nie. Ek wil dit weer sê. Jy eindig op wat die Here wil hê jy moet wees. Weet jy wat is die hartseer ding? Jou boetie en jou sussie kan nie verstaan hoekom jy hier is nie. Wat maak jy hier? Dis die hartseer ding van die lewe. Mense kyk na ons, maar hulle besef nie, God het jou gestuur. God het 'n plan met jou lewe. Ek mag dalk nie weet wat dit is nie, maar wat ek weet is dat hy is die koning en hy is die Heer. Toe hy Dawid gestuur het tot sy boeties nie geweet hoekom is hy daar nie. En soveel van ons luister gedurig van wat ander mense vir ons sê. Amen. Ek love it. My seuns sê altyd ek gebruik hom in 'n preek.
Nou hy ons een van sy jobs is hy moet die stofsuier gebruik. Maar nou wil ek julle wys hoe doen hy dit. Ongelukkig het ek nou nie in hier. Dan sit hy daai weermaals aan. Nou gaan hy so. Ek weet nie nog 'n video nie, maar gaan hy so. Ek weet hy sien nie. Jy weet as hy klaar is, ek sien nou jy het gemis daar en net gemis daar. Want hy gaan so. En ek wil vanoggend vir julle sê as 'n kerk, as kind van God, ons het nodig om eermas op te sit. En nie te luister wat ander mense vir jou sê nie. Amen. Ja. Ek wil dit weer sê. Amen. Moenie vanoggend as kind van God luister na die mense om jou nie. Ja, sê. Sit die eermas op en hoor wat God vir jou sê. Want hy het jou geroep. Hy het jou hier geplaas. Hy het 'n plan met jou lewe. Ek weet nie wat dit is nie, maar hy weet. Amen. Amen. En dieselfde met Dawid. Dis die godspoorste gesprekkie wat hy met sy broer het, want hy stap hom en hy loop weg. Hoor wat sê? Ons kyk wat sê. En Dawid sê, wat het ek nou gedoen? Ek vra maar net. En hy stap weg. Sonder om te argumenteer, sonder om die dinge uit te lê van hoekom hy daar is. Meeste van ons is so besig om onsself te verduidelik aan die mense om ons dat ons nie besig met God se werk is. Amen. Jy het nie nodig om ander te vertel hoekom die Here jou geroep het nie. Amen. Hoekom hy jou gered het nie. Want die familie gaan nog minder wil weet. Amen. Glo my. Hulle sal nie weet hoekom gaan jy so baie kerk toe? Hoekom dien jy die Here? Stap. Wag. Dawid het nie sy tyd gemors nie. Hoekom? Want hy het geweet daar's 'n Goliat wat hy moet verslaan. Soveel van ons kan so besig wees met die politiek, selfs in die kerk. Liewe Jesus, help ons my broers en susters. Weet jy, dan word ons hande afgekap en ons doen niks vir die Here nie, want al wat ons mee besig is met die politieke dinge van die kerk. Amen. Amen. Daarom wil ek die aanmoedig vanoggend, wanneer jy aangeval word deur u familie, moenie probeer om hulle te verduidelik nie. Jy gaan regtig waar baie tyd mors. En glo my, jy gaan terugkom môre en hulle gaan jou dieselfde vraag vra. Amen. Amen. So Dawid sê nee wat? Sit die oorfoon aan, die gaan ons. Nee, is dit nie lekker nie? Dis soos wanneer jy daai vrou sien bel en sien daai nommer kom op, jy sit die radio harder. Die wonderlike ding van die telefoon vandag is mute. Jy gaan like hy knoppie. Jy mute hom net. Dan flikker hy net so. Jy hoor niks. Amen. Dis lekker. Daarom wil ek vir julle sê as kind van God, is dat wanneer daai dinge in jou lewe inkruip en mense wil jou afbring. O, halleluja, sit jy daai oorfoon aan. Amen. Fokus op die Here. Dis hy wat jou geroep het, dis hy wat jou gered het. Hy het 'n plan. Weet jy wat is my so kosbaar van die kerk? En dit is hoekom dit vir my so belangrik is. Want ek weet jy's geroep deur die Here Jesus Christus. Daarom wil ek nie afbreek nie. Daarom wil ek al wat ek kan op 'n Sondag die beste boodskap en by die Here hoor. En elke keer vir u bid, hoekom? Want u is kosbaar in die oë van die Here. U is sy kind. Amen. Daarom is ek gevaar. Weet jy vir wie is ek bang? Oom Teens en oom Martin. Hoekom? Hulle is kinders van die lewendige God. Hulle is kinders van die Here. Die Here het met hulle 'n plan. En net so met elkeen van ek het nou maar net hier voor begin. En ek wil hê moet dit verstaan vanoggend. Moenie laat ander mense u afbring nie. En die mense wat die grootste gevaar gaan wees vir die Goliats, wat die familie wees. Glo my. Dis die tweede een. Kom ons kyk wat sê die derde een. Nou kom hy by die koning. Vers 32. So die eerste een praat met die soldaat. Die tweede een praat met sy boetie, wat in elk geval nie veel hulp mee gekry het nie. En Dawid het aan Saul gesê, laat die manne se moed tog nie ter wille van ons sink nie. Die dienaar sal gaan teen die Filistyne veg. Maar Saul het Dawid geantwoord, jy kan nie in hierdie Filistyne gaan om teen hom te veg nie, want jy's 'n seun en hy's 'n krygsman van sy jeug af. Daarom sê Dawid aan Saul, u dienaar het vir my vader die kleinvee opgepas. En as daar 'n leeu of 'n beer kom en 'n stukkie kleinvee die trop wegdra, dan gaan ek uit agter hom aan en verslaan hom en ruk hom uit sy bek uit. En hy sal my aanval, gryp ek hom aan sy baard en verslaan hom en maak hom
dood. Hoor wat sê in vers 36. Die dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan, en met hierdie onbesnede Filistyn sal daar net so wees met een van hulle, omdat hy die slagorde van die lewende God uitgedaag het. Verder sê Dawid, die Here wat my gered het, het uit die klou van die leeu en die klou van die beer. Hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan jy, mag die Here met jou wees. En Saul het Dawid sy klere aangetrek en vir Dawid gesê, gaan, en mag die Here met jou wees. Vers 38, en Saul het Dawid sy klere laat uittrek en 'n koperhelm op sy hoof gesit en hom 'n pantser laat aantrek. En Dawid het sy woord bo oor sy klere vasgekort. En toe hy moeite doen om te loop, omdat hy nooit probeer het nie, sê Dawid vir Saul, ek kan nie hierin loop nie, want ek het dit nog nooit probeer nie. En Dawid het dit uitgetrek. En hy kom by Saul, en die koning sê, Boeta, ek weet nie of jy reg is nie. Hy sê, ek reg is. Hy sê, Boeta, kom ek vertel jou, ek het die leeu gegryp. Nou wil ek nie met hierdie storie verstaan. Die leeu gryp die skaap en hardloop op. Dawid hardloop agterna, dis sy woorde. Hy sê hardloop agterna en hy gryp die skaap weg van die leeu. En hy sê toe hy dit doen, toe kom die leeu vir hom. Toe gryp hy hom in die baard en hy maak die leeu dood. Hy sê dieselfde met die beer. Hy sê die beer gryp die skaap. Hy staan nie daar en sê vir sy pa, ons het 'n probleem. Bel 911. Ons het 'n probleem. Die skaap is weg. Nie Dawid nie. Dawid sê nee wat, laat ons hierdie lammetjie gaan haal. Gaan haal hom en hy gryp die lammetjie uit die beer uit en toe wil die beer hom aanval. Toe maak hy maar die beer dood. Nou kom ons by die wonderlike gedeelte. Nou staan hy by die koning sê, okay my Boeta, as jy nou sê, dis hoekom ek Dawid like. Hy trek al hierdie wapenrusting aan. Maar hy kan omtrent nie eens beweeg nie. Want as jy in die oorlog wil gaan, dan moet jy hierdie wapenrusting aan hê. Nou wil ek jy moet mooi verstaan vanoggend. Wanneer ek en jy die Goliat gaan verslaan, gaan manne en vroue vir jou vertel hoe jy dit moet doen. Kan dit wees? As jy iets in jou lewe face, daai giants, daai reëse, gaan daar baie mense wees wat jou wil kom vertel hoe jy dit moet doen. Kan ek vandag vir jou sê, as jy ooit gaan probeer, gaan jy soos Dawid wees. Dit gaan te swaar wees, en jy gaan nie eens die oorlog kan wen nie. Dawid sê, ek doen hoe ek het doen. Soos wat ek het met die leeu gedoen het, doen ek het met die beer. Jy sê my broers, vanoggend wil ek vir jy sê, hoe die Here jou toerus. Gaan die Here jou toerus. Moenie worry wat mense sê nie. Moenie verskillende programme gaan kyk nie. Moenie worry wat se kerk nie. Moenie worry wat se gebedsgroep nie. Ek wil vandag vir jou sê, as die Here met jou is, het jy niks nodig. Amen. Soveel van ons, ek sien dit elke dag in die kerk, dan sê hulle hierdie 10-punt plan om hierdie dinge aan te trek. Doen hierdie ding en doen daai ding en naderhand ek wil vir julle sê, as ek dit al gelees het, is ek al moeg. Amen. En baie van ons raak so. Ons is so besig om die wêreldse maniere en dinge aan te sit, presies soos Dawid. Dan kom ons nêrens nie. Amen. Wees wie jy is. Die Here gebruik aan Noag, die Here gebruik aan Dawid, die Here gebruik aan Moses, net soos hy is. Amen. Jy hoef nie vanoggend in die grootste kerk te wees om die Goliat te verslaan nie. Jy hoef nie die beste skrifte te kan quoteer nie. Jy hoef nie elke week vir 'n week te vas en te bid om die Goliat te verslaan nie. Dawid staan voor hom en hy sê, al wat ek nodig het, is wat ek weet. Waarmee ek gemaklik is. Ek wil vanoggend vir jou sê, my broer en suster, jy kan die Goliat in jou lewe oorwin, net soos wat jy is. Jy hoef nie al hierdie dinge wat ons soms so saam sleep, dit doen nie. Ek love Dawid. Man, as 'n ou wat courage het, as 'n ou wat opstaan vir wie en wat hy is, want hy sê vir hom, ek kan nie met hierdie goed nie, ek kan nie saam met dit gaan nie. Maar die Here sê, ek het 'n plan vir jou. Net soos wat jy is. Net soos wat jy is. Hy het nie nodig om 'n weermag saam met hom te hê nie. Hy het nie nodig om 20 boeties en sissies het wat intercession doen nie. Hier is ek. Hier is ek. Net soos ek is.
Wow, dit gee my hoop, my broer en suster. Ek weet nie van u giants wat voor jou staan nie, maar dit gee my hoop vanoggend, want ek weet God sal saam met my wees, net soos dat ek is. Amen. Nie om al die ander goed saam te sleep nie. Nie om al die verwagting wat soms ons as broers en susters het nie. Hy staan voor die en hy sê, Here, hier is ek, net soos ek is. Bring my by die laaste punt. Hy sê die volgende in vers 41. Hy kom laaste keer voor die Filistyne en Goliat. Hy sê ook die Filistyne het al nader en nader gekom na Dawid en die skulddraer voor hom. Toe die Filistyne opkyk en Dawid sien, het hy verag omdat hy 'n seun was. Rooierig met 'n mooi voorkoms. Wow, hoor julle vrouens, hy was 'n mooi ouetjie. Mooi. Nou dit van mans om dit te sê, né? So die manne het gecheck, hier's 'n mooi ouetjie. Maar die Filistyne het gesê is 'n mooi ouetjie. Die Filistyne vra vir Dawid, is ek 'n hond dat jy met 'n stok na my toe kom? En die Filistyne het Dawid vervloek en by sy gode. Verder sê die Filistyne vir Dawid, kom na my toe, dat ek jou vlees aan die voëls van die hemel en die diere van die veld kan gee. Ja. En hoor wat sê Dawid. Wat Dawid sê vir die Filistyne, jy kom na my toe met 'n swaard, met 'n spiet, met 'n lans. Maar ek kom na jou toe in die naam van die Here van die weerskare, die God van die slagoffer van Israel, wat jy uitgedaag het. En hy sê die laaste, vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem, en die lyke van die leer van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet, dat Israel 'n God het. Amen. Ek wil jy moet dit mooi verstaan. Hy staan daar en hy vertel hom wat die ander kant van die berg is. Ja, sê. Vandag gaan dit met jou gebeur. Jy sien my broers, dit is 'n wonderlike ding, wanneer ek en nie ons vyande kan oorgee in die hand van die Here. Amen. Jy sien my broers, dat die vyand moet my doodmaak, voor ek die geleentheid het om dit te kan doen. Hoor my vanoggend, jy sê pastoor, wat moet ek dan doen? Gee daardie Goliat, gee daardie probleme in die hand van die Here. Want ek wil sê, as dit in die hand van die Here is, my broer en my suster, kan niks die Here stop nie. Amen. Soveel van ons loop met soveel probleme. Ons loop met soveel verslae. Ons loop met soveel dinge in ons lewe wat ons sê, ons kan nie oorkom nie. Kan ek vandag vir jou sê, los dit in die hand van die Here. Want as ek en nie dit in die hand van die Here los, wil ek vir jou sê, my broer en suster, weet, hulle sê in geskiedenis gewys, dat daar was geen manier wat Dawid met een klippie Goliat kon doodgooi. Hulle sê, met die velocity en die wetenskaplike berekenings wat hulle gedoen het, selfs die dikte van sy helmet, plus hy het, onthou, hy het 'n shield warrior, hy het een van hierdie ouetjies gehad wat die shield gedra het, die skild, daar sê, dankie pastoor Sols. So hy het hierdie skild gedra, so elke keer as iemand hom wil gooi, dan staan die mannetjie daarvoor. Hy het dit nie eens gedoen nie. Staan die mannetjie daarvoor en keer hy al die pyle en al hierdie goedjies. Hulle sê daar was geen moontlikheid nie. Jy sê, ek wil hê jy moet vanoggend besef, dis nie wat jy doen nie, dis wat God doen. Dis die wonderlike ding vanoggend. Die wonderlike ding is dat hy sê, as ons geloof het soos 'n mosterd, as ek bereid is om vanoggend te sê, Here, hierdie Goliat, ek sien hom al reeds dood. Amen. Ek sien al reeds, ek het daai werk. Weet wat, party van ons gaan in 'n job interview, dan sê jy al klaar vir jouself, ek het nie die werk nie. Maar jy het nog eens gegaan vir die interview nie. Halleluja. Amen, het jy al daai een gesien? Daai ou wat, daai vrou wat sê, die dokter het gesê, ek het 3 maande om te leer. Regtig? Jy het nog nie my God gesien nie. Amen. Amen. Ek wil hê jy moet vanoggend besef, dat wanneer ek en nie met daardie Goliat in ons lewe gekonfronteer word, dis 'n pragtige Afrikaanse woord. Ja. Dan kan ek en nie ons hand in die hand van die Here. En dis hoekom ek hierdie chommie van my like. Hy was so jonk, hy was so arrogant. Jy te sê, kom, wat 'n betaling kry hy? Glory. Maar hy het ook geweet. Hy het nie net gesien Goliat nie, maar hy het agter hom gesien. Ek wil vir julle sê, as kind van God, sien agter die probleem.
Amen. Amen. Sien deur jou probleem. Na dit wat God agter het. Soveel van ons sien dit nie. Soveel van ons ervaar dit nie. Want ons raak al klaar lam as jy net in die dokter se spreekkamer sit. Ek onthou dieselfde paar maande, seker 2 maande terug, met my vrou se skouer ewe skielik net so. Ons noem maar amper T-Rex, want sy kan net die armpie so gebruik. Dink sy ons maak grappies. En toe ons self gekonfronteer is met hierdie Goliat. Wat gebeur nou? Waarheen is op pad? Kan my vrou nog werk? Ja. Kyk ander kant die berg. Amen. Kyk ander kant die berg. Ek wil vanoggend vir julle sê, kyk ander kant. Ja. Kyk deur dit, sien die oorwinning in jou lewe wat op pad is. Amen. Amen. Hoekom? Want die Here is daar. Amen. En die Here is met my. Hierdie ding wat ek dalk hierdie week ontvang het of hierdie maand wil ek vanoggend vir julle sê, die Here is getrou. Amen. Dawid het daar gestaan Amen. en hy het gesê, ek kan nie hierdie goed dra nie. Ek kan nie hierdie complicated dinge wat julle wil hê ek moet doen nie. Maar ek vertrou die Here. Amen. Saam met hom het ek die beer en die leeu oorwin. Vanoggend kan ek vir Goliat oorwin. Is dit nie wonderlik om te weet nie dat wat dalk ook al in jou lewe vanoggend staan, of dit nou finansies is en of dit siekte is, ek wil vanoggend vir u sê, sien die ander kant. Ja, prys die Here. Amen. Sien deur dit. Want die Here maak 'n weg wat ek en jy nie sien nie. Hy is ons God en hy is lief vir ons. Kom ons bid saam. Amen. Here, vanoggend kom ons as u kinders. En Here, u ken selfs die wat ingeskakel is. Wat selfs in die bed lê. Here, hulle wat vanoggend hier sit met 'n Goliat in hulle lewe. Miskien, Here, het julle al reeds, het hulle die verslae geglo. Het hulle al reeds gesê, dis onmoontlik. Dit kan nie gebeur nie. Ek is gediagnoseer. Vanoggend is daar miskien 'n Goliat in ons almal se lewe. Ek weet nie wat dit mag wees nie. Maar ek wil vir jou sê as kind van God, mag ons leer, toe Dawid hierdie 4 mense in sy lewe ervaar het en gepraat het, was daar nie baie, of selfs niemand, wat geglo het hy kan dit doen nie. Maar Here, vanoggend dien ons 'n lewendige en 'n heilige God. Amen. En jou probleem is nie te groot vir God. Ja, prys Jou Goliat is nie te groot vir God. En Here, wanneer ons vanoggend ons hand in u sin plaas, sê ons, Here, mag u kom doen dit wat u alleen kan doen. Amen. Prys die Here. Here, dankie dat ons alreeds die oorwinning sien. Die oorwinning beleef as kind van die Here. Amen. Dankie vir die liefde, dankie vir die genade. En Here, u ken ook elkeen se Goliat vanoggend. En Here, ek wil vir u dankie sê dat u vir ons gegee het broers en susters wat die Here vertrou soos daar. Ja, prys die Want Here. vanoggend is dit nie 'n klippie nie, maar dis ons God. En ons glo in God wat sy seun vir ons gestuur het, Jesus Christus. Wat sy lewe vir ons kom neerlê sodat ons mag hê lewe en lewe in oorvloed. Amen. Dankie vir die liefde, Here, dankie vir die genade. Dankie, Here, dat u saam met my broers en my susters is en dat u met hulle sal stap in hierdie week. Amen. Prys die Here. Dit maak nie saak wat voor ons kom nie. Dit maak nie saak wat ander sê. Maar Here, dat ons daardie oormissies op ons hoofde sal sit. En hierdie wêreld se gekerm en hierdie wêreld se negativiteit een kant toe sal stoot en sê, Here, hier is ek vanoggend. As 'n Dawid om gebruik te word tot eer en verheerliking van die naam van die Here. Dit maak nie saak wat se verslag my man of my vrou of my kind of familie voor my sit nie. Ek vertrou die verslag van die Here. Amen. Amen. En Here, u het dit al reeds in ons lewe gedoen. U het al soveel oorwinnings vir ons gebring. Daarom is ons hier vanoggend. Here, so wil ek vra dat u met elke broer en elke suster sal wees. Ja. Seën hulle is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Prys die naam van die Here. Amen.
het een laaste afkondiging. Ek wil die hartlik uitnooi dat die 17de Augustus is daar 'n vroue byeenkoms. So asseblief sien my vrou na die afloop van die diens. Is baie meer as welkom. Dit gaan Saterdagoggend wees, so al die vrouens is baie meer as welkom. Mag die Here u ryklik sien. Kom ons staan en ons sluit hierdie diens af. So pastoor, sorry, ek sal vra dat jy sommer vir ons die diens sal afsluit. Baie dankie, pastoor, sorry. Almachtige God, ons hemelse Vader, ons is so dankbaar en bly om in u huis te kan wees. Here, ons het geluister na die woord. U